Hallo, welkom by ons. Dis my groot voorreg om vandag vir jou hier te hê, Louis Jansen van Vuren, met jou nuwe boek wat jy op 77 geskryf het en klaargemaak het, Biltong en Dior. Ek het die boek verskriklik geniet. Ai, So ek kan nie wag om vir jou 700 vrae hieroor te vra nie. dis verskriklik lekker, maar dis 'n keerweer situasie want soos ek in die boek skryf 14 jaar gelede het jy vir my 'n baie akute vraag gevra en ek was verskriklik beïndruk op die manier wat jy met my verkeer het en gepraat het daar op die Weskus. En daar was geen keuse toe die kerel vir my vra met wie wil jy praat nie, toe het ek gesê daar's net een persoon en dis Hanlie Retief. Ag, baie dankie. Dis 'n So, ek groot hoop ek plesier. kan vir jou weer 'n onthitsende vraag vra. Hierdie keer is ek voorberei onthou en ek is ouer. Ek ook. Dis ook waar, dis ook waar. Ja. So, jy begin jou boek met 'n sinnetjie wat ek al baie gehoor het en jy beslis ook. Julle moet die kind kortvat. Ja, gits jy kan nou dink Hanlie, jy het gepraat van 77 as jy nou dink 60 jaar gelede moet 'n aantreklike kind en ek bedoel aantreklik soos die ou mense dit bedoel dat hy trek om dinge aan. Ehm was dit nogal moeilik in die huishouding. Ek was genadiglik 'n laatlam, so ek kon agter ma se rokspante insluip as dit te erg geraak het. Maar ek het 'n kwaai ouma gehad en toe ek nou moet die kunstige goedjies kom en veral 'n paar naakte figure begin teken het sy gedink ek is van die duiwel en sy het gesê julle moet die kind kort vat, hier kom moeilikheid. En dit het nie gehelp nie. Glad nie gehelp nie en daar was moeilikheid, maar lekker moeilikheid. Ja. Ek onthou nou hoe jy geskryf het oor meelsakhemde. Ja, En dit was vir my so 'n mooi beeldjie wat jy in die boek het. Dit was jou ma se meelsakhemde en Ja. dis vir 'n vakansie in Margate. dis reg. Vinnig daarvoor voor ons eintlik wegspring. Weet jy, dis 'n interessante ding. My ma was Engels en sy het vreemd geëet ook. So dit was genadiglik al die vreemde goed kon ek aan haar kant skaar. So ek het geëet soos sy geëet het. My pa het geskiet en gejag en goeters en ek was maar fyntjies hier na die plante se kant toe saam met my ma. Al is die boek se naam Biltong en Dior, maar in elk geval. En sy en haar susters het in Johannesburg was hulle kleremaaksters, haar ma en so. So sy het altyd self klere gemaak, rokke ontwerp en so voort. En elke vakansie as ons in Julie maand afgaan Margate toe, het sy vir ons hemde gemaak, sulke check hempies, maar dan so 1 of 2 of 3 uit sagte meelsakkies wat daar op Bekoume of wat ook al die handelsname was. Ek het so geskaam vir die hemde want ek is so bang die mense gaan nou sê dis armoedigheid en kyk wat dra Louis meelsak hempies. Maar dit was die heerlikste, sagste, koelste, mooiste hemde. En weet jy Hannie, sy het haar stoel in die aande want sy het nie meer so mooi kon skerp, het sy die stoel op die kombuistafel gesit dan sy nou so onder die lamplig sit en die knopies aanwerk bo om die hempies en dan het hulle mooi netjies want daar was nou 3 seuns en sommer myne was natuurlik die hoër hoopie omdat ek die hardste Die oogappel. absoluut. Ja. Het is te mooi, né? Ja. En dit is waar mense verlang en wat vir my die boek so spesiaal maak is hoe jy herinneringe oor 2 kontinente heen Ja. so saamvloei. Ja. En dit is miskien hoekom dit nou moes gebeur het om hierdie boek te maak, want Ja. jy het die wysheid en die insig om daai verweefdheid te maak. Ja. Dit is spesiaal. En jy weet die is 'n baie raakpunt Hanlie wat jy noem daar en ek dink een van die heerlikhede van ouer word is die kliseë wat almal sê mens word weer kind. Ek dink daar's elemente van kind wees wat dan weer na vore kom. Ek dink nou nogal dikwels aan my familie, goed en baie meer nou as op my spitstyd toe ek dit en die en daai gedoen het. En so af en toe ek het nou die dag 'n verskriklike vreemde ervaring gehad. Ek het 'n skildery gemaak vir 'n tentoonstelling en daar was so donker kol en ek het besluit om sneeuklokkies te verf en dit was een van my ma se parfumes se reuk en ek het Ja. net daar die kwas neergesit en ek het 'n bietjie gaan nalees en toe het ek so 'n botteltjie goeders gehad wat die snowdrop essence in gehad het en toe ek dit ruik
Toe's ek weer kind. Ja, toe kom alles weer terug in jou Alles. lewe. En dan wil 'n mens tog praat daaroor en skryf en Ja, iets doen ja. of Maar die manier hoe jy dit doen is eintlik eie tyds. Dit is ja, nou in vandag gesetel en dis vir my so spesiaal. Dit ja. is nie net hierdie terug Nee, herinnering en verlanging en nostalgie van die verlede nie. Dis sekerlik. in die hede geanker en dit is Ja, vir my so ja, mooi, jy weet. ja, want ek dink dit is belangrik om dit kontemporêr te hou en nou te hou in Ja. die oomblik. Ja. Hoe dit saak maak, hoe dit skakel, hoe dit lekker is, Ja, wat 'n mens onthou. Die boek voel glad nie stowwerig nie. Nee, ek is nogal interessant bewus dat 'n mens nie wil 'n relaas gee nie. Dit Ja, absoluut. en mens moet die snaaks sien. Maar presies, né? En daar was 'n paar snaakse. Vertel Ja. my van ons het almal daai fliek Amelie gesien en ek Ja. dink daar's 'n klomp Amelies gebore, jy weet gedoop daarna Dis reg. as Amelie in Suid-Afrika. Ja. Maar jy het 'n vreeslike lekker storie wat jy vertel van Amelie in hierdie boek of Ja. Amelie se ma, Ja. Madame. Maar dan wat 'n formidabele vrou is sy nie. Sy's die hoof van die kunsvereniging in Montluçon wat omtrent so 35 kilometer van ons af is. En ek het 'n tentoonstelling gehou in Montluçon en Madame Tutu het die opening gedoen en die Franse laat gewoonlik my van gaan na Jansen. Hulle kom by Louis Jansen en dan gee hulle so kug en dan is dit die van Vieren word nie aangepak nie. En die aand toe sy die tentoonstelling open, toe spreek sy my naam perfek uit. En weet jy, ek het soveel Van Frieden. respek vir mense wat die moeite doen. Want laat jy nou in Frans iets effens verkeerd uitspreek, dan word jy 10 keer reggehelp en gesê mais non, this is the way that it sounds, en dan probeer jy en dan sê ek dit reg volgens my, dan sê hulle maar nog dis verkeerd, want jy moet nou maar leer om dit uit te spreek. En toe het ons vriende geword en dit was interessant toe sy en haar man by ons kom eet het by La Crozette het ek een van die eerste woorde om haar nou aan ons ander gaste bekend te stel en te sê ek is jou dogter se grootste fan en hulle gebruik graag die woord fan in Frans ook. Toe sê sy dit kan nie wees nie want ek is haar grootste fan. En dit was baie mooi en dit is een aand Lieflik. het ons die Amelie in die tuin gewys op so groot opblaasskerm in die dorp het kom kyk. Is net lekker om so 'n koneksie te hê Yes. met iemand so. En nou was natuurlik dis daar's 'n grappie ook rondom van een van julle gaste wat so bietjie te veel gekuier het. En oulike mense en die man is 'n vreeslike wyn snob. En hy sal sy wyn swaai vir my en dan vreeslik ryk en beduie. En teen die tyd wat ons nou by die groot hoofete kom, want ek het toe nou uitgehaal, daar was entrees tussen geregte en goed, ons nou by die hoofgereg kom, het hy nou al 'n hele paar glase wyn in. En Madame Tutu was pragtig aangetrek, so wit Dior baadjie wat sy so oor 'n hemp met knope gedra het wat sy so oor die stoel gehang het. Het die kerel toe nou vreeslik begin swaai. En weet jy, hy het op 'n tangent gegaan. Hy het so begin swaai en geryk toe hy nou die bottel Chateauneuf de Pape sien en hy laat hy al swaai, weet jy, en ek het gesien daai sliert rooi wyn wat so by die glas uitgaan, het so 'n draai oor die tafel gemaak en so op Madame Tutu soos 'n meswond op haar wit blouse beland. Sy was so elegant, sy het haar stoel net so effens agtertoe gestoot en gesê die wyn in hierdie oesjaar het nie so 'n geskit nodig nie. En toe sy voort kleedkamer toe. En toe sy weg. Nee, sy het teruggekom. Ja, met 'n Nogal gewonder daaroor. ja, sy dan sit. Is hy weg vir die res van die aand? Yes. Maar die Wat 'n mooi storie. ja, die vrou van ons wynspinner het terwyl Madame Tutu badkamer toe is, het daar 'n ligte tirade. Ek het gehoop, ek was baie bly dat dit nie op 'n egskeiding uitgeloop het. Dis 'n lieflike storie en die Ja. boek is vol van sulke stories. Ja. Maar wat is hierdie beheptheid met Frankryk? En by jou het dit letterlik as 'n kind al begin, hè? Ja, met Dit het die vroeg begin. Ja. Vertel 'n bietjie daarvan. ja, ek onthou ag jy weet soos ons almal behandel het daar verkoopsmans in die klein dorpie verbygekom
met goeters. As dit nie borsels was of skrobborsels of wat ook al nie, was dit boeke en my pa het 'n so 'n fopleer reeks ensiklopedie gekoop. En die afdeling oor Frankryk en oor Franse kuns was daar was die pragtigste afbeeldings van goed uit die Louvre en goeters en so. So ek het daai boeke verslind. Hoe oud was jy gewees? Ek moes seker net in die skool gewees het want ek onthou my hande moes skoon gewees het en ons mag nie daaraan gevat het vir die eerste paar weke nie en toe my pa nou nie meer lus was om toesig te hou nie, was dit my ma se beurt en sy het nooit toesig gehou nie en toe was dit Paulina se beurt en op die ou ende kon ons nou maar aan die boeke vat want niemand anders behalwe ek en my sussie daarmee gekyk nie, maar die Ek kan net sien hierdie seentjie met hierdie blonde koppie so voor in daai boek. Ja. En dit was jou toekoms waarna jy gekyk het. Hoe weet 'n mens, maar dit was nou regtig net so ongelooflik dat dit so geloop het, jy weet dat die beheptheid moet Frankryk reeds dan begin het. Maar dan staan 'n ander punt wat ek nou met terugblik vind, is dat baie van ons Suid-Afrikaners het eintlik Franse DNA in ons are. As jy dink aan die Hugenote wat gekom het na dit daai hele storie, dink net aan ons dat dit 'n godsdienstoorlog was wat die wynkultuur in Suid-Afrika sy oorsprong gee. Ja. So ek dink en daar's soveel mense, daar's meer as 30 pare wat gekoop het ook in dieselfde omgewing as waar ek en Hardy toe nou gewoon het, omdat mense die Franse leefstyl volg. Hulle aspireer so en toe, maar ek dink dit is meer as dit. Want sodra jy met hulle praat, dan kan almal vir jou sê op 'n vreemde manier, ek kan nie die taal praat nie, ek verstaan nie wat aangaan nie, maar ek voel tuis. Dis die eienaardige ding. Daar is 'n element, daar is definitief Franse DNA in baie as jy kyk net na al ons vanne en goedes en net Ja, en narratief. ja, verseker. Ja. Verseker. Snaaks, nou Isak de Villiers het een keer vir my gesê hy was in Frankryk en dis nou kom Ja. uiteraard ook al vanaf en toe sê hy het op die bus gesit en toe sien hy sy oom en sy oupa. Almal sit daar in die bus, Verseker. jy weet. Ja. Dit is nogal regtig so. En ons gesels dikwels daaroor en mense voel daai aangetrokkenheid tot die Franse manier en ek wil daar's baie soortgelyke goed, daar's natuurlik 'n helse kontraste ook. Maar daar is regtig lekker punte van samevloeiing wat nogal interessant is. Maar om die begin van eintlik 'n klein diaspora te maak, né? Ja. Derde gesinne. Ja. Jy geniet hulle seker, né? En sien hoe hulle koppe stamp in die birokrasie en ek wil jy been there done that, né? Die telefoon lui, dan's daar probleme met die dak. Dit is nou al, ons sê nou al hulle heel eerste gaan kyk na die dak, want dakke in Frankryk is 'n hengse storie en hy moet werk. Want mens kan huise in die platteland kry vir 'n appel en 'n ei, regtig nogal, maar jy moet baie spandeer om dit reg te kry. En ek dink die Franse hou ook van ons omdat ons hulle herkoms raak sien in goeders herstel en renovate en regmaak en opknap en so. So daar's 'n Ja, mooi jy bring energie en geld in die dorpie. Ja, ek wil dit was baie interessant. Die streekshoof, hulle noem dit die prefet, het eendag vir my en Hardy kom dankie sê want op daai stadium was dit 'n etlike miljoene rande wat die Suid-Afrikaners spandeer het in die streek en hulle het gekom met 'n fotograaf om ons hand te kom skud en sê dankie vir die energie wat inkom. Maar dit het vir ons hoegenaamd niks geneem om dit te doen nie. Dit was net ons heerlike verblyf daar in die manier wat ons met ons vriende gepraat het, dat almal gesê het maar okay, ons kom kuier en dan Dis wonderlik. gewoonlik gebeur dit so aan dan kom kuier die mense dan eet ons nou die eerste aand saam, ons 'n bietjie gaan rondloop en dan ontbyt begin. Dis gewoonlik die vrou wat sal sê ons wil vir julle iets vra. Gaan julle omgee as ons 'n huis ook in Boesak koop? En dan het sê ja, kom ek gaan wys vir julle wat is beskikbaar. Dis interessant. Wonderlik en dan begin 'n hele nuwe ontdekking, né? Ja. Ja. En nou op markdag kan jy
sit en 'n koeldrank drink of 'n bier of wyn of ietsie eet, dan hoor jy Frans, Engels, Hollands en Afrikaans. Joe, dis verskriklik Ja. wonderlik. Maar sê vir nou, wat is die ander kant? Die moeilike kant van dit. Jy het gesê daar's ook kontraste tussen Ja. ons en hulle. Die taal is baie moeilik en die Franse kan dit nie verdra as hulle taal vermink word nie. Dis nogal erg. Hulle kan in hulle sal vir jou reg help en oor jy raak daarin so kwaad. Daar's byvoorbeeld 'n buurvrou, ek vertel vir jou wat agterbly, dierbare vrou, sy het vir ons 'n suurlemoentert oorgestuur om welkom te sê. As sy vir my sien, dan sal sy sê, "Hallo Louis, comment vas-tu?" Dan sê Hadifa, "Louis speaks French." Dan sal sy aangaan, maar sy praat met my asof ek cerebraal verlam is. Dan antwoord ek haar in Frans, dan kyk sy so na, wat sê hy? Dis regtig nogal erg. En as jy dit reg kry, as jy deur 'n hele ete kan gaan wat daar nou nie 'n hele ophaal van dinge is nie. So die taal is 'n struikelblok. Maar dis op 'n snaakse manier nogal spesiaal ook. Is nogal lekker, ja. Want staan daarby. Ja, en dan op 'n call sal die Fransman met jou Engels praat, dan sê, "But why did you make me struggle like that? Hoekom het jy nie van die begin af met my Engels gepraat?" Jy moet Frans ook praat. So dit is so. Ja, dis spesiaal. En dan natuurlik die bureaukrasie is wêreldbekend. Ek bedoel, jy moet alles in 7-voud invul. Dis 'n episode om aansoek te doen vir enige iets. Dit is regtig, die Franse doen alles in die oordrywende trap as dit by admin kom. Pink blaaie, wit blaaie, geel blaaie, groen blaaie en alles moet met die hand ingesit word. Jy moet selfs as jy 'n huis koop, moet jy in Frans, moet jy 'n paragraaf in jou eie handskrif skryf. Is dit? Ja, hulle gee genadiglik vir die Suid-Afrikaners, ek maak dit net na, jy weet, maar jy moet dit doen en dan moet jy dit lees. Jy moet dit is 'n verbintenis. Dit is nogal argaïs, maar nogal mooi ook. Wat jy Ja, en hulle vat sulke goed verskriklik ernstig. Ja, ek dink dit is die ander ding wat vir my irriteer is die smal winterpaadjies. Die smal winterpaadjies. Paadjies so tussen die dorpe wat jy nou op moet ry, is dat as dit winter word, gee geen mens meer om nie. Want almal bly in hulle huise, maar ons Suid-Afrikaners juk mos, ons moet mos oral ergens heen gaan of ry of wat ook al. Die kere wat ons van die pad afgegly het en vasgesit het in goedes en mense moet ons kom uithou, is so paaie is nogal vreemd. Dis baie snaaks. En dan gaan jy nie glo dat dit my kan irriteer nie, maar die verkeer op Franse paaie. Hierdie jaar was daar, en so terloops, die Franse hou van kampeer. Jy het nog nooit so iets gesien nie, daar is kampeerterreine waar 50,000 mense en hulle almal lewe heerlik saam, kook, braai, doen, hulle barbecues en goeders. Dan, wanneer die skoolvakansies ophou, daar was 1600 kilometer verkeersknoop. Dis verskriklik. Dit is so ver soos van die Kaap of tot Johannesburg. Verseker. En dan wys hulle vir op televisie, die mense glimlag, eet, haal pikniks uit en praat, daar is nie een irritasie nie. Nou, ons het vandag ook in 'n bietjie verkeer op pad hiernatoe vasgesit. 7 taksies het sommer so om die kant verbygery. Mense het begin toet, ons ligreëling werk nie. Ek het ook al begin dink, ek gaan nou uitklim en loop. Die Franse sit en geniet dit. Hulle is ongelooflik kalm as dit by soveel bekend lang toue kom. Louis, jy weet, in 'n klein dorpie in Suid-Afrika is 'n Sondagmiddag, daar kom ons so vreeslike Doodsheid amper. Ja, dis my vreeslik erg, veral in die winter. Ja. Maar hoe voel 'n Sondag hier in Riebeekkasteel vergelyke met daar waar jy nou bly? Okay, die tweede plek wat ek nou in bly Die die jagtersheid is baie geïsoleer.
Jy's eintlik in die woud. Dis in die woud. Die dorpie is nie ver nie, maar jy kan die kerkklokke hoor, want Ja. dit sal nou Sondag uiteraard sal daar 2 of 3 sessies wees. So die klokke is nogal vir my 'n Sondag ding, terwyl in Riebekasteel is ek meer bewus van honde wat blaf as kerkklokke wat lui. So dit is Sondag is nogal interessant daarin, die mense gaan loop almal. Op 'n Sondagmiddag na ete, laatmiddag as dit begin koel raak. Dit's nogal 'n storie, die Franse hou daarvan en dan ontmoet jy hulle, loop met hulle honde en goeters en dan gesels jy 'n bietjie, dit is so half 'n sosiale ding. So Sondag is nogal lewendig. Winter anders is die Franse trek weg. Jy sien nie, mense kom daar aan dan sê hulle, maar waar is die Franse, want hulle maak hulle luike oop toe. Regtig? Vir So jy hulle dit lewe na binne? in donker. Oef. Ons maak oop want ons moet lig hê. Dit is groot kontras. Hulle lewe sal elektriese lig aansit, maar die in die winter sal die hordjies nie oop wees nie. Dis so Ja, dit hou interessant. die hitte in en jy moet nou maar koop sonder die son. Ons raak baie benoud Ja. as daar nie son of sonlig is nie. Ja, In Riebekasteel het weer heeltemal 'n ander ritme. ja, Ja. sonnig en mense klop aan, kom kuier, bel, praat, terwyl die Franse dis afsprake maak meer. Dis een van die groot goed wat ek nou nogal van hou, die Franse is nie invallerig nie. Daar word Hulle 'n bel. afspraak gemaak, hulle bel voor die tyd. Ja, Is en dit hulle so? maak 'n afspraak en Laat sê, die vaart vat dit ding, ja. Daar's nie sommer geklop aan die deur en ek het nou ook al begin leer, maar ek gaan nou nie my storie weggee nie. Ek maak baie keer nie oop as ek nie weet dat daar dalk iemand is wat ek verwag nie. Ja, en ek het iewers gelees as jy toemaak, as die hek gesluit is, dan gee jy nie eintlik eers om klere te dra daar. Nee, verseker, maar daar glad nie. Dan sit Louis in sy Adamspak. Ja, dis reg. Dis die wonderlike ding en ek eksperimenteer so bietjie met die herwilding van die parkgedeelte. Ek het 'n hele stuk gelos, laat die natuur oorneem. Ek het in die boek skryf ek oor die vrou wat die klein nagtegaal voeltjies teruggekry het in Engeland nadat dit op die gevaarlys was deur net sy het hierdie wonderlike boek Rewild geskryf. Jy het vertel van Ja. die boek. Hoe interessant. En ongelooflik en ek het 'n gedeelte nou lag ek so vir HD, ek sê altyd hy het 'n uniegebou sindroom. Die grasperke is mooi netjies, hulle maak sulke lyne en ek hou van knol en dandelions is my gunsteling goed vir die bye en al. In elk geval, so nou het ook op 'n kol vir hom gesê tot hier toe mag jy sny, daai kant toe nie. Dan sê hy maar, dan sê ek nee, dis 50% van die grond, dit behoort aan my. Dan sê maar kyk hierdie netels, dan sê ek maar kyk mooi na die netel. Dis vol bye, sulke persgoed wat oopbars en dit is so daar's nou diertjies en goedjies wat nou bygekom het in daai hoek van my. So jy die wilde hoek. Ek het die wilhoek en daar's 'n paar slange by, so ek het my vrees van slange ook nou verloor, want dit is deel van die setup. Jy het dit so mooi in die boek beskryf waar jy sê jy vat nou maar kierie of iets en stamp jou voor Maar dit- en hulle weet ook nou jy kom Ja, toe, dis dan reg. gaan hulle Ja. En dis 'n lekker ding. Ek onthou my oupa het ook altyd so gemaak. Het hy sy broek so getik as ons gaan stap in die veld. En ek het nooit presies geweet tot nou dat dit 10 teen 1 is om goeters uit die pad uit te hou. Gelukkig is daar nie lui poffadders nie. Nee. En Maar gelukkig daar's op Riebekasteel. daar is op Riebekasteel Ja. en die Franse slange in ons deel is grootendeels skadeloos. So Gelukkig. ek het daarom eers gaan navorsing doen voor ek vriende gemaak het. Maar rewilding of ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is nie. Ja, ek sê maar herwild, maar ek dink ons Ja. moet 'n nuwe woord vind ja, vir die ja, want jy doen dit het vir jou belangrik geword. Ja. Maar eers moet jy vir my die storie van die Tintinkies vertel. Hanlie, dit is seker nou vir my die mooiste en die roerendste storie. Ons is net terug van Riebekasteel. Ons gaan sit die aand op die stoep en wat so oor die dam uitkyk en daar is 'n slingerplant wat oor die huis groei. Baie van die ou Franse huise het hierdie wonderlike, hulle noem dit vignes, wat pragtig verkleur in die herfs en dan wegval en dan in elk geval daar hang sklierte van die
van die wien-weers nou van die plafon af van die stoep, maar regtig tot Joe, laag. mooi. Dis beeldskoon. Ons deure voor, jy moet die goed wegskoot. Hardy wil 'n Sjoe. oorval kry en die man wat kyk na die tuin ook sê No, touche pas. Don't touch that. In elk geval, nou sit ons so en Hardy sê ek moet die plafon gaan in mekaar val. Ek sê vir hom, "Ai, ek sien jou glas wyn is amper op. Gaan haal nou vir jou nog 'n glas wyn en dan sit jy nou doodstil hier langs my. Ek wil vir jou iets wys." En so in die regterkant net bo die trappies is daar toe hy nou kalmeer en nou vir 'n rukkie sit, maar ek kan sien hy's edgy want dit is nou te lank stil. Toe's daar geskarrel bo in die dak. Toe kom daar 2 sulke klein voeltjies uit en gaan sit op 'n slingertakkie met so 'n kiets regop stertjie. Die Engelse noem dit wrens. Die Franse noem dit 'n troglodyte wat beteken hulle kom uit grotte uit, Oh, maar in ja. elk geval ek sê vir hom, "Kyk net daar." Toe ek so tussen 8 en 10 saam met my oupa in die Bosveld gaan stap het, so met sy kierie, het hy op 'n kol vir my stil gemaak en gesê, "Ek wil jou iets wys." En ek het lank gekyk en toe sien ek die nessie en daar spring die voeltjie op met die regop stert en die kuikens en die eiertjies in die nessie. En dit was 'n Bosveld tinktinkie. Oh, Nou hoe hoe mooi. werk dit in die lewe dat ek op hierdie hoë ouderdom weer tinktinkies in my lewe het? Ek wil Joe. iets is goed, iets is reg, iets is soos dit moet wees. Ja, En dit val. dit voel so, ja. Joe, ek het vir jou gevra daar. Toe ons daar by die see gesit het, het Ja. ek vir jou gevra, waar wil jy begrawe word? Hier Ja. of daar? Ja. En jy het vir my so gekyk met daai blou oë van jou en gesê hier. Nou wat sê jy nou? En weet jy, soos jy nou praat, is daar nie 'n haar op my lyf wat nie regop staan nie. Myne ook. Want dit is nogal 'n kwessie en mense vra dit en dis hoekom ek so intens geskakel het met ek kan onthou hoe die see gedreun het toe jy die vraag vra en hoe diep ek gedink het en hoe ek uit my hart uit gaan haal het. En ek het dit met oortuiging gesê hier op die Weskus. Op die oomblik dink ek, as ek en jy nou hierdie opname in Riebeeck Kasteel gehad het, dan sou ek gesê het hier vir Riebeeck Kasteel. Maar ek dink as ek eerlik is, wil ek sê hier en daar. Sjoe. Ek voel aan beide plekke diep verbonde. En dis 'n interessante ding want ek spartel met die idee dat kan 'n mens 2 plekke lief hê, intens lief hê en op die oomblik is dit so. Dit is werklik waar vir my hier en daar. Ek begin nou al reeds soos die herfs draai hier is daar al die krokusse is nou uit in Frankryk en ek het baie pioenblomme en goeders in die een gedeelte van die tuin en ek sou graag by my kombuistuin wil uitkom om die ontwaking te sien. Ek weet dit is miskien 'n bedolwe blokkie syndroom dat 'n mens voel dat jy 2 plekke kan lief hê, maar genadiglik het die voorsienigheid vir my daai 2 plekke gegee en ek waardeer hulle op die oomblik met soveel passie en soveel oorgawe dat ek gaan sê hier en daar. Dis so mooi. En dis wat hierdie boek vir my so spesiaal maak, want dis nie 'n boek oor Frankryk nie. Dis ook nie 'n boek oor Suid-Afrika nie, dis 'n boek oor jou. Ja. En daai mooi sinne hart oor 2 kontinente gespan. Ja. En dis wat jy in hierdie boek saamgesit het. Dit is 'n heerlike boek. Ja, ek is Dankie. En dankie. Joe, is dit lekker gesels. Ek kan nie Dit- wag om weer te praat. praat nie, met ek jou kan ja, dankie dat jy hier is. Ek Dit wil dit is baie spesiaal en dankie hiervoor en jou woord, die manier hoe jy skryf is net te mooi. Ek het partykeer heeltemal net begin lag want jou manier van woorde neersit. Miskien is dit die orde van die Franse of die nuutheid of die regte manier van gebruik Ja. van taalgebruik, maar dit was vir my so lekker. Ek het my verkrekel in jou manier van skryf. baie dankie. Dit Dankie. was groot plesier. En dankie, dit was heerlik om met jou te praat.